Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige maandagoggend. Ja, dis regtig 'n baie mooi oggend hier by ons. En ek hoop dat dit 'n mooi week is wat vir jou voorlê. Ons is by Johannes 20 vanaf vers 24. Maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom: "Ons het die Here gesien." Maar hy het vir hulle gesê: "As ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie." 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê: "Vrede vir julle." Daarna sê hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig." Thomas het vir hom gesê: "My Here en my God." Toe sê Jesus vir hom: "Glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het." Liefdes, ons lees tot sover. Hierdie verhaal, ek dink ons gebruik dit baie keer om te vertel van ongelowige Thomas. Dis nie hoekom die Bybel die verhaal vertel nie. Ek dink daar's twee redes agter die vertel van hierdie verhaal. Die ene is om die doodgewoon menslikheid van die disippels vir ons weer te gee. Hierdie disippels wat die 12 was, wat die apostels was nie supermense gewees nie. Hulle was nie supergelowiges nie. Hulle was doodgewone mense soos ek en jy. Hulle het ook maar nie alles verstaan nie. Hulle het ook maar partykeer gesukkel om te glo. En so word dit nou vertel dat Thomas was nou die eerste keer nie by nie en hy het gesê: "As nie meneer, ek kan, dit is mos nou onmoontlik." Die gewoon menslikheid en die feit dat hulle gewone, eenvoudige mense was, wat word vir ons deurgegee. En die tweede rede is omdat Johannes skryf hierdie evangelie baie lank na die gebeure. Lank na Jesus se hemelvaart ook. En die mense wat hierdie lees, het dan nie die voorreg om vir Jesus fisies te sien, soos wat die disippels dit gedoen het nie. En hy wil vir hulle hierdie saligspreek wat Jesus gesê het, deurgee. Jy onthou die saligsprekinge wat ons byvoorbeeld in Matteus kry, né? Gelukkig is hulle. Hier kry ons, en dis tipies Johannes, as jy al Johannes se geskrifte lees, dan gaan jy gereeld so saligspreking kry. Maar hier is die een van vandag dan nou. Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. En dit verwys na my en jou. Geliefdes, dit verwys ook na 'n ongesonde soeke om heeltyd 'n teken te wil sien. Om heeltyd iets te wil sien. Jy weet, as ek daai teken sien, of as ek dit kry, dan gaan ek glo. Onthou, dit is vroeër in hierdie evangelie wat ons gelees het, dat dit 'n ongelowige geslag is wat heeltyd 'n teken sien. En toe het Jesus gesê, hulle gaan geen ander teken kry as die teken van Jona nie. Want Nineve het op grond van die woord tot bekering gekom. So, gelukkig is jy, as jy God op sy woord vat, as jy die woord hoor, as jy die woord glo, en as jy die hele tyd vir 'n teken of iets anders soek nie, maar as jy die woord glo en tot geloof kom, gelukkig is jy. Amen. Here almagtige God,
Gee U vir ons hierdie geloof wat U soek. Gee U dit vir ons. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.